God doen nog wonderwerke, vandag nog, en ons het nou 'n reeks oor kanker. En kan dit wees dat die Here vandag nog, bonatuurlik, kankers genees? Moet jy gaan vir behandeling? Moet jy net die Here vertrou? Wat is al die dinge waarmee ons worstel? Kanker is 'n realiteit in die dag wat ons leef. Ons praat so min daaroor. Maar hoe vertrou ons die Here in hierdie proses? Welkom by die eerste in ons reeks vir transformasie. Onder Oaks is een van ons woorde transformasie en baie kontroversieel mag dit dalk wees vir mense. Het ons 3 in ons reeks wat praat spesifiek met mense rondom kanker. Nou kanker is siekte in ons tyd en soveel mense doen hierdie gevreesde siekte op. Maar ons as gelowiges baie keer praat nie hieroor nie. Ons praat nie oor die detail nie, ons praat nie oor die emosies rondom dit nie. Ons praat nie oor hoe dit werk en wat van ons verwag word nie. En so bly so klein bietjie onder die dekmantel. En wat is dit regtig wat ons nodig het om te weet van die Here af? Party mense aanvaar dit, party mense gaan deur behandeling, party mense het getuienisse van wonderwerke en dis wat ons vandag, ons eerste in ons reeks, is Charlotte, hier saam met my, sy's 'n vriendin van my en Michelle, sy's betrokke in ons gemeente hier by Duet Gemeente, en Charlotte, amazing storie oor 'n wonderwerk en kanker, ja jy het reg gehoor, 'n wonderwerk en kanker wat die Here gedoen het. Charlotte, welkom op die Oaks podcast. Dankie Ras, is welkom. Is lekker om by jou te kom kuier. Ja, ek is so excited oor vandag, want hierdie is een van die topics wat ek dink nie net oor kanker nie, maar in die wêreld doen die Here nog wonderwerke. En is dit 'n genesing, is dit 'n wonderwerk? En ek dink ons het wonderwerke so afgewater dat alledaagse goed noem ons nou wonderwerke. Alhoewel dit groot goed en groot getuienisse en dinge is, maar dis dinge wat die Here dalk 'n hand in het, maar is nie 'n wonderwerk nie. So as kyk na die Bybel, was wonderwerke goed gewees waar geen menslike intervensie op enige vlak regtig daai ding kon verander nie. Of daai siekte of daai gebeurtenis. En so is ek so bly as jy kuier vandag saam, dat ons die getuienis kan uitkry dat die Here vandag nog in wonderwerke werk. Ja, ek wil jy met ons deel, Charlotte. Ek wil jy moet sê, ek weet mens vra nooit vir 'n vrou, hoe oud is jy en hoeveel weeg jy? Dis 2 van die goed wat ek weet jy nooit vir 'n vrou vra nie. Maar ek wil jy moet dit deel, want daar's soveel persepsies rondom hierdie goed in die samelewing, veral mense wat nie insig het of dit dalk nie self naby in hulle lyf beleef het in familie of self nie. Jy het dalk 'n klomp persepsies. So deel met ons, wat doen jy vir 'n lewe? Hoe oud is jy? En share bietjie met ons sommer net hoe die oploop was van jy wat ontdek het kanker in jou lewe. Dankie Ras. So, ek is 38, ek is 'n omgewingskonsultant, ek doen omgewingsimpakstudies en waterlisensies. En ons leef gesond, ons oefen. Gesond, ek weet. Ja, ons oefen, ons leef gesond. Ek het 'n geskiedenis van kanker in my familie. Maar ten spyte van dit het ek so, omdat ons 'n geskiedenis het in ons familie, het ek gegaan vir check-ups gereeld. En by een van die check-ups het ek iets ervaar en ek het vir haar gevra sy met 'n spesifiek kyk na 'n knop in my bors. En sy sê toe vir my, nee, sy sien iets lyk nie vir lekker nie. Kom ons kyk so 'n bietjie daarna. Sy beveel aan dat ons 'n biopsie doen. En ja, toe is dit kanker op die einde. Ek het dit was 'n 2 weke afloop gewees tussen die eerste scans en die eerste biopsie. So in daai tyd, dit voel nog as vir jou, jy word gelyk gemaak met die vloer in daai tyd. Dis 'n groot skok. So omdat dit reeds in my familie is, weet ek ten minste, dis nie 'n death sentence nie. Ek's baie dankbaar oor dit, maar jy dink nie dit sal met jou gebeur nie, omdat ek jonk is, ek's gesond, alles. Ja. En nou dink jy so oor die lewe nie, jy lewe nie, al is dit 'n geskiedenis in jou familie, mens leef nie met daai ding die hele tyd dat dalk gaan dit my gebeur nie. Presies, glad nie. Ons as gesin het gekies, ek en Dirk het gekies om nie sekere toetse voor die tyd te gaan doen nie, reeds omdat ons nie 'n sambreel van vrees oor ons en ons dogtertjies wil opslaan nie. Ja, kom ons praat 'n bietjie daaroor. Dis so 'n belangrike ding wat jy noem daar. So as ek jou nou reg hoor en omdat ek jou ken, is hier 'n geskiedenis in die familie. En so dit is iets wat mense paraat oop is om seker te maak, en dis ook verantwoordelik vir ons om seker te maak dat ons lewens gesondheidsreg. Maar in dit kan 'n ou dan nou, omdat jy weer as geskiedenis toets doen, om te weet. En julle het op hierdie plek al julle kaarte op die tafel gesit. Ons het. So Here, ons vertrou U. Ons het. So
ek wonder sommer net in daai, weet jy Here, ons vertrou U baie spesifiek deur nie noodwendig uit vrees uit op te tree nie, dat U hierdie ding van ons gaan weghou. Ja, En om is nie dit- in vrees te leef nie, en regtig in vertroue te leef. Absoluut. En Ja. toe gebeur dit. So praat ek met my oor en met ons oor wat gebeur daar in daai oomblik? Ek sê Here, ek vertrou U. Dis wat die woord sê. U verwag geloof van ons. Wat gebeur daar met jou gesin, jou huwelik, Ja, in jou kop en jou hart, die verhouding met die Here? jou gras, nee, dis 'n ongelooflike skok. Dit voel vir my, hierdie kan nie gebeur nie. Die eerste ding waarna jy dink is jou kinders. Ja. Ek dink dit my kinders is nog te jonk. Hulle kan nie sonder 'n ma groot word nie. En ons het nog hierdie lewe wat voor ons lê. En hier tref hierdie ding jou. Ten spyte van jou geloof, ten spyte van wat jy gekies het om te glo. En dis rof, dis regtig rof. Jy herdink al jou keuses wat jy geneem het. En ek dink in daai tyd was daar, ons het so vertrou, daar was 'n klomp momente wat ons voor vertrou het. Ek was vir 'n klomp scans, vir 'n klomp behandelings, vir 'n klomp biopsies ook gewees. En elke keer het mens so jou geloof agter dit gegooi. My hart was so teleurgestel. Dit was met 'n moment wat ek so vertrou, daar was nie vir my tweede opsie nie. Ek het vertrou, ek gaan vir hierdie biopsie en as hulle scan doen vir die tyd, gaan ek skoon wees. Hulle gaan nie eers hierdie biopsie hoef te doen nie. En toe ek daar kom, so daar was nie vir my, so praat ek jy het van nie applying faith, né? ja, Die daar was nie toepassing. vir my, ek het myself nie emosioneel voorberei vir 'n biopsie nie. Ek het my geloof agter dit gegooi, ag in skoon wees, ons gaan hierdie doen nie. Toe doen hulle 'n scan, 'n sonar, toe sê hulle, o, hier's nou sommer nog een, so ons gaan nou nog 'n daar's nou nog 'n plek waarop ons 'n biopsie moet doen, ons nog 'n knop. En daar was 'n tweede keer en 'n derde keer weer teleurstellings gewees in dit wat ons scans en toetse gedoen het. En ek onthou, daar was 'n moment wat ek so vredig gesê het, my hart is gebreek. Hoe moet ek het so om vertrou in hierdie en my hart is net gebreek, ek stikkend. Dit is soos amper 'n fisiese pyn wat jy voel. Ja. En daai aand het ek gaan slaap en ek het gehuil voor ek gaan slaap. Het sê ek vir hom, ek is net stikkend, ek weet nie. En die week voor dit was daar het die elders van Duet vir ons kom bid. En in dit was daar baie woord gewees wat uitgekom het, maar daar was iemand wat spesifiek gebid het, mag die Here vir jou gee in jou slaap wat jy nodig het. En ek onthou daai aand het ek gaan slaap. En die volgende oggend toe ek opstaan, toe kon ek net weer glo soos 'n kind. Toe het al daai vertroue wat gebreek was, want dit het vir my verlede het my vertroue verbreek. Ek het so op hom vertrou en dit het nie gebeur Dis 'n nie. teleurstelling. Dis 'n totale teleurstelling. En in daai moment het die Here dit net in my slaap kom wegvat. Daai volgende oggend kon ek opstaan. Ek kan dit nie beskryf nie. Ek kon net opstaan en ek kon weer glo soos 'n kind. Ja. So ek's dankbaar vir dit. Ja, dit moet enorm moeilik wees. Ek dink aan Dirk ook, jy weet jou huweliksmaat en hierdie hele situasie wil jy nie met jou kinders dalk bespreek voortydig nie, want jy vertrou eintlik die Here Ja. vir die genesing. En dan sit hierdie gevoel van wat moet ek nog doen om my vertroue Ja. op die Here te sit en te verklaar, nê? Ja. As jy praat van die kinders, ek het omdat my ma en my pa altyd deur rowwe tye is. En ek dink dit is so natuurlik, mens vir jou kinders altyd beskerm in dit. En ons het hulle emosioneel baie beskerm deur my ma en my pa se goed. En ek dink dit was so 'n maand in 3 weke maand in na my diagnose. Toe het die Heilige Gees my eendag gesê, jy gaan nie jou kinders beskerm van hierdie nie. Jy gaan vir hulle elke ding vertel. Elke rou emosie, elke alles. Hulle is gemaak vir hierdie seisoen en hulle gaan saam deur hierdie journey gaan. En na die tyd as ek so deur my journal baie, dan besef ek, hier het ook vir my kom sê na die tyd, as ons nie so rou eerlik met hulle gedeel het nie, dan sou die wonderwerk ook nie vir hulle reël gewees het Ja, nie. hoe goed is dit? Ja, ek is so dankbaar vir dit en ek bedoel ons nou maande na die tyd en Lia, die jongste, graad 1, sy baie onder sal ek wou lê, dan sê ek, kyk, kom ons bid vir dit en waarvoor is jy dankbaar vandag? En sy sal nou nog bid, dankie dat mamma gesond is. Ja. Nou nog. So mense is so dankbaar vir dit en die Here is net so getrou in dit ook. Ja, en ook 'n besef hoe groot impak maak dit Ja, op hulle, nee. verseker. En so wanneer die getuienis kom, is die impak net so groot. Presies. Ja, dit is so dankbaar. goed. Charlotte, nou hierdie ek myself het indink, dit is hierdie dilemma van jy weet is in jou familie en so die borskankers ook in jou familie. Ja. So dis alles hier in jou kop. Dis reël vir jou. Jy het dit gesien en deurleef met jou ouers 'n paar keer. Maar ons het ook hierdie ding in die samelewing, nê. Kanker, dit is nie 'n vreemde ding nie. Ja. Ons weet hoeveel mense sukkel, ons weet hoeveel mense afsterf as gevolg hiervan. So Is so. die
konteks net wat dit bring in 'n ou se verhouding met die Here en om jou geloof na die tafel toe te bring is massive. Ja. Stefan het in ons vorige of in die volgende episode wat ons nou eintlik klaar opgeneem het, het 'n persoon gesê dat die gedagte dat ek kan doodgaan. Ja. Gedagte dat ek kan doodgaan kom staan nie voor jou. En dan as jy nou dit gebypass het in jou geloof, jy kry nog steeds, is dit 'n krisis. Nou, ek wil by jou hoor in hierdie proses. Nee, so hoor die Here het eintlik wonderwerk op 100 dag doen. Ja. So wat ek hoor, maar die Here het saam met jou deur die proses gestap. Nou feite. So ons het gekom by 'n plek, jy het gekies om Here te vertrou. Toe was daar 'n knop. Toe kry jy weer slegter nuus, daar's 'n tweede knop. Die opsies word weggestuur en kom positief terug. Ja, kom positief terug. So die eerste biopsie het teruggekom. Toe sê hulle dit is kanker. Ja, en toe binne 24 uur toe verander hulle die diagnose ook weer na 'n erger aggressiewe kanker toe as wat dit aanvanklik was. So die eerste uitslag het gesê net kanker. Net kanker, ja. Ras hulle onderskei, daar's baie tegniese goed, maar net kanker. Dokter het gesê dis nie so groot nie, die GP, dit is nie ernstig nie. En toe die volgende oggend nadat ek my kinders by die skool afgelaai het, sê kan ek jou bel as jou kinders loop by die skool. Toe sê ek ja asseblief. En toe sê sy vir my hoor die laboratorium het 'n gewysigde diagnose deurgestuur en dit is 'n aggressiewe kanker. Sy is so jammer om dit vir my te sê. Jo. Ja. En so jou pad daarna, wat het daarna gebeur? Sjoe, daar was baie scans, daar was baie nog toetse. Toe het ek 'n chirurg gaan sien in die stad en sy het aanbeveel dat ons dit uitsny. En dit daar's soveel opsies, daar's baie goed wat mens kan doen. Dit vir my gevoel, ek kan gaan in 'n hut sit en niks doen nie. Ja. Dit vir myself afgehang het. Jy kan alternatief gaan, jy kan gaan sny en chemo en so meer gaan. So ons het alles op die tafel gegooi en gesê, okay, maar as ek die Here huisves, as ek die Heilige Gees huisves, is dit nie net my liggaam nie en ek weet hy sorg vir my. So hy gaan vir ons moet wys wat doen ons hier. So dit was nie vir ons net gewees, okay, let's do this. Die dokter sê dit. Ons gaan dit doen nie. So in dit het ons so vertrou dat die Here regtig vir ons kom wys. Ek onthou die dag voordat ek my operasie gedoen het, ons het dit toe nou gekies en die Here het dit kom uitwys, maar ek het steeds getwyfel in dit. Dit was so vir my as jy deur daai tyd gaan, jou gedagtes is so oral, al jou prioriteite skuif rond. Dis vir my asof jy nie die Here sy stem duidelik hoor in daai tyd nie. En die dag voor die tyd was ek op 'n terreinbesoek geweest en ek het vir hom gesê ek soek nog steeds net nog 'n teken. En ek het vir hom gevra, ek wil as ek nie die operasie moet doen nie, moet hy vir my 'n arend stuur. En dit is moontlik want waar ek was is arend, ek weet dit. My eie geloof wat so groot is, kan jy dit hoor? Nee, maar ek het gesê ek wil die arend nie so daar sien nie. Ek wil hom hier sien, 2-3 meter van my af. En ek het hom vertrou vir dit en ek het heeldag my arend gesoek, maar ek het hom nie gekry nie. En dit was my die laaste ding gewees. Toe het ek ons het soveel woord gekry voor die tyd van vinnig net 3 mooi visioene en beelde wat ons gekry het. Is een is van ek staan en die persoon sien daar's klomp wolwe wat so hap na my toe, maar agter my staan God die leeu en hy beskerm my en hy brul so oor dit, maar hulle wil hap daai pack of wolves. Die ander woord is tot 'n pyl getref in my rug, maar God gaan dit so uittrek en soos wat hy uittrek genees dit, is daar nie eers 'n merk oor nie. Ander woord ook, ek gaan ongedeend aan die kant uitkom, ook in baie awesome prentjies en dinge. En toe gaan ek nou vir die operasie om die kanker uit te sny. En ek onthou, ek en Dirk het gery, ons is mos maar platte landertjies, jy weet, as ons in die berg of langs 'n rivier kan wees, dan is ons daar. En hier in Johannesburg toe, in hierdie hospitaal in die middestark van Johannesburg, en ek lê daar in daai bed, ek en Dirk is altyd super ongemaklik, en ek sê op 'n stadium vir die Here, jy lyk nou soos 'n slagskaap. Hoe lyk hierdie ongedeend? Waar is hierdie woord nou? Ek gaan ongedeend aan die kant uitkom. Hoe lyk dit? Hier lê ek soos 'n slagskaapie op hierdie bed in die hospitaal. En ras ek het toe ingegaan,
Lang storie man, Dirk was baie ongemaklik met die hospitaal, ek ook. Ek dink nie jy gaan ooit gemaklik wees as jy in 'n hospitaal ingaan aan jou laat sny nie. Ja. Ek's ingeboek in 'n kamer in met net klomp vrouens, Dirk super ongemaklik. Ek sê vir hom, ek gaan nou my Dirk. Ja, exactly. Ek weet nie waar om te staan nie. En dit is baie klein en benoud en ek sê vir hom, gaan na die koffieshop toe, dan gaan drink jy iets, hulle gaan na my vitals check en my inboek en dan gaan my jurk aantrek en alles. Maar hy wil nie gaan nie. Toe sy dan uiteindelik weg en 'n groot oortuiging. En terwyl hy koffie drink in die koffieshop, message hy my, stuur hy vir my WhatsApp en hy sê, "Yes, ek wil nie hemd vanaand hier slaap nie." En ek sê vir hom, ek wil ook hier daar slaap. Dit voel vir my as ek en hy minder selfbeheersing gehad het hy my dalk so onder sy arm gegryp en weggehol. En ek sou glad nie geprotesteer het nie. En so sê ek vir hom, ag Dirk, weet jy wat, dis een aand, môre kry jy my vroeg en dan ry ons huis toe ons slaap. En so gaan ek in vir die operasie, ek onthou so goed. Ek was uit die veld uit geslaan, die narkotiseer. Ag, hy het so kind soul, hy kom na my toe voor die tyd te vra vir my. Sê hy vir my nie, hy hou daarvan om vir sy pasiënte, terwyl hy hulle nie slaap maak, vir hulle musiek te speel. So is daar iets spesifieks waarna ek wil luister. En my hogere Engels natuurlik, my plattelandse Engels. En ek is uit die veld uit geslaan dat hy dit vir my vra. En ek sê toe net enige worship musiek, enige worship. En hy so bietjie, hy weet nou nie wat moet hy nou speel vir my nie. En sy assistent kom toe na my toe en sy vra toe so iets spesifiek wat se worship en alles. En ek onthou ek was net so, jy's so flabbergast en ek sê net soos Chris Tomlin. En ek luister op hierdie exactly daai ou file. Op hierdie stadium luister ek nie eers Chris Tomlin in my lewe nie. En geen spesifieke versoek niks nie. Sjoe, en ek lê daar in daai operasiesaal en ek voel nog steeds 'n bietjie so slaapskap, so regtig vrees en die Here het voor dit ook vir my net ongelooflik my kom rustig maak ook, maar jy lê daar, jy gaan nou in jou gesny word en hulle sit daai Chris Tomlin aan, How Great Is Our God, kliphard in die teater. Dis so hard, hulle kan nie met mekaar praat nie. En terwyl die narkotiseers assistent die monitors op jou brein koppel om jou breingolwe te meet, sing en praise en worship sy bo saam. En hulle doen alles wat hulle moet doen met my liggaam en ek lê en huil. En ja, dit was ongelooflik en dis ook aan die slaap geraak het in die operasie. Toe ek deur die operasie ras ek al wakker word, ek sukkel nog om woorde aan dit te koppel. Maar sjoe, dis asof die Here ek dink is in Tessalonisense is daar 'n vers wat sê, He sanctify your mind, body and soul. En ek dink dis wat hy gedoen het in die operasie. Hy het my geopereer met ek al wakker word. Dis dit asof ek hom net kan aanbid. Ek kan hom net, ek weet nie, dit voel vir my ek wil net sing, ek wil hom net loof en prys hoe hy is. So in daai operasie het hy nie net aan my kom sny my liggaam nie, maar hy het iets in my hart kom doen, hy het iets in my gees kom doen. Na die tyd ja, toe lê ek daar, en dit wag ek toe nou vir Dirk om hospitaal toe te kom, en hy kom, of hy is toe daar, hy kom, en toe die narkotiseers om my besluit, gewoonlik sal een van jou chirurge jou ontslaan, en die prosedure was ek moet bly oornag vir observasie, en dan môreoggend kan ek huis toe gaan, en so besluit hulle nee, die operasie het goed gegaan, ek lyk goed, al die vitals is reg, hulle gaan my ontslaan, ek hoef nie daar te slaap nie. Nadat dit gekommunikeer was, deur die medies goedgekeur is en so meer. En Dirk reël toe, hy het in 'n hotel daar naby geslaap. Die gee nie altyd die tekens wat ons vra nie, maar hy gee tekens. Hy gee seker tekens, En so was dit nou al later die aand, ons gaan toe na Dirk om haal my die so laat skemer, ons gaan toe na sy hotel toe, is nog steeds in die middestad van Joburg. Ek onthou ek en hy het gepraat en gesê, Dirk, ek wil nie wonder waar jy is nie, jy gaan voor dit donker is, by jou hotel wees en dit moet naby wees, en so meer, dat jy veilig is, ek wil nie oor jou bekommer nie. En toe ons inry, toe sit by die hotel, toe sit so ou herehuis in die middestad van Joburg. As ek by my hospitaalvenster uitkyk, is dit graffiti teen die mure en skyscrapers en toe ons daar inry by die hotel, toe sit hierdie massiewe groot bome en dis natuur en tuin en daai aand sit ek en hy in daai hotel se tuin, daar's omtrent niemand daar nie, dis in die week gewees. En dit voel vir my daai bome omhels my net so van vrede. En daar's ek en Dirk wat so in die natuur God beleef en so lief is vir die natuur in die middestad van Johannesburg. Sit ons in daai tuin met watervalle en dis net asof Here se vrede ons so omvou. So dit was
daar was net vir my so 'n nugget, so ek het jou, cover jou. Ja. Ja, na dit toe is ons huis toe, ons kon so met vriende daai aand kom kuier wat vinnig vir ons kom bid het en kom reeds daar al getuig het. En ek onthou nadat het ek met 'n vriendin gepraat en almal vra nou, okay, maar wanneer hulle stuur weer dit wat hulle uitgehaal het uit die kanker wat hulle uitgehaal het, stuur hulle weer weg vir toetse. Om te bepaal wat se behandelings en so meer na die tyd. So almal vra heeltyd wanneer kry jy uitslaa, wanneer kry jy uitslaa? En ek onthou ek het vir 'n vriendin gesê, ek weet nie, maar dit maak nie saak nie wanneer dit my kom genees. Ek onthou ek was so klein bietjie, nadat ek het gesê, toe voel ek so bietjie joe. Waar kom dit nou vandaan? Ja, ek's nou baie kokkie. Dit klink rof. En toe dit het lank gevat vir die resultaat om uit te kom en toe dit uitkom, toe is dit weg. Toe het ek nie kanker nie. Toe sê hulle, dit is glad nie kwaadaardig nie, dis nie kanker nie, jy's genees. Nadat dit 2-3 keer met vorige toetse met biopsies gesê het, dit is kanker nie, ekskuus, ons upgrade dit, dit is sterker kanker, of is 'n meer aggressiewe kanker. Hoor nou, kom ons praat net vir 'n oomblik hieroor, want hierdie is amazing. Dis amper semi-onmoontlik vir daai toetse om in die proses te verander. Wat was jou gesprek met jou dokter hierna? Was daar ooit 'n gesprek met, hoe gebeur hier? Het iemand 'n fout gemaak? Ja. Wat was in daai conversations? Ag ras, dit was reëel geweest want hulle medies probeer hulle dit nou uitfigure hoe werk hierdie. Hoe kan dit kanker wees, want 'n biopsie as jy dink is 'n klein naald wat hulle indruk en 'n klein bietjie daarvan vat. So dis nie asof hulle kon misskiet. Dit was 2 biopsies het gewys kanker. Op 2 verskillende gewasse. Presies, ja. En na die tyd het hulle alles uitgesny, die hele pakkie weggestuur en in die hele pakkie is daar niks en hulle sny gesonde margins om dit uit om saam te stuur. So hulle het gesê, okay, nee, wag, ons gaan die biopsies trek, ons gaan daai spesimen trek, ons wil dit ook toets en weer meet en weer, maar hulle kon nie. En hulle kon nie verklaar nie. Nee, hulle kon dit glad nie verklaar nie. So nee, dit was die wonderwerk geweest. Dit is so amazing. So met ander woorde, jou behandeling na die tyd was geen. Ja. So jy het nodig gehad om deur chemo of bestraling of niks te gaan. Ja, niks. En dis nou hoe lank terug? Geraas, ja, 5-6 maande. 5-6 maande. Nou hierdie was interessant in ons journey hier by ons gemeente en Duet gemeente en ook vanuit die ouderlingsspan, ons vriendskap met julle. Is 'n persoonlike ding waaroor ek hier voor vertrou van die begin van hierdie jaar af. So as leier van die gemeente, maar as net 'n ou in die samelewing wat sê, Here, ons het so min getuienisse deesdae van plekke waar u intervene, dat die getuienis van wie is evident is vir die wêreld. Want ek bedoel, dis wat genesings en wonderwerke in die Bybel was, is dit het mense oortuig om te sê, okay, wag, dit is seker goed wat mense nie kan doen nie, en net die Here kan doen, so hierdie was actually God gewees. Dis net by the way. En so, in my gebedstyd het ek in 2024 net vir die Here gesê, ek gaan die hele jaar 2 dae 'n week uitsit om te bid spesifiek vir die genesing van kankers. Want ons sien hoe mense doodgaan, familie, vriende, en ons is so dankbaar vir die medisyne. Ek is regtig dankbaar vir die medisyne, maar daar's niks wat niemand kan hierdie ding genees behalwe die Here nie. Ek praat nie van behandel nie, ek praat van genees en ons is dankbaar vir die behandeling ook. En wat vir my net in ons proses uitgestaan het is en dis hoekom ons die getuienisse het, is die ek sê toe hierdie gebeur, sê ek sê Here, ja, hierdie is waarvoor ons gebid het en vertrou het, maar die prentjie in my kop was, hier's 'n gewas en ons gaan bid vir iemand en hy gaan afval en ek glo nog dit sal kom. Ek glo dit sal kom. Maar ek onthou in my eie gesprek met die Here, het die Here vir my gesê, dink jy nie die eerste een moet medies geverifieer kan wees om 'n legit getuienis te wees? So ek sê, okay, ons sal hom vat. En dit is so awesome net Charlotte dat die getuienis waaroor ons praat hier is jou verhaal, is jou journey, maar dit is ons getuig oor wie die Here is. En ons getuig oor 'n insident wat medies nie verklaar kan word nie, wat nie sin maak nie, wat bewyse het en verander het. En ek wil by jou hoor, net in terme van jou verhouding met die Here, jou perspektief in jou gesin, jou perspektief oor die lewe, deur hierdie wonderwerk, wat is dit wat die Here kom doen het? As jy dit kan ek weet is multiple, maar wat is daai, wat jy kan sê, dis wat die Here kom doen het in hierdie tyd. Jo, gras. Ek dink totaal en al mense, daar is regtig so baie, maar my geloof is op 'n ander vlak. My verhouding met hom is op 'n ander vlak verseker. Ek dink
mense het so in daai eerste ruk bid jy so ongelooflik is saam met die tyd wat ons by Duet Behold begin het om regtig net die Here te aanskou. En ek dink in daai tyd dan, as hierdie goed gebeur en jy begin dan bid jy amper selfsugtig, maar my kinders, maar my man, maar ek genees my vir my en vir my gesin. En ek dink later het my gebede geshift na dis hierdie dokters kort 'n miracle. Doen dit vir hulle, laat hulle kan sien wie hy is. Jy bestaan, ja. Ja. En na dit, as jy als declare het oor jouself, as jy als gebid het, as jy aan die einde van jou gebed kom en jy weet nie meer wat om nou nog te bid nie. Ek dink dan kan jy regtig net na hom kyk en na hom draai en hom net aanbid vir wie hy is, want jy weet hy is God. En dink in dit moes ek ongelooflike stuk beheer laat gaan het. Ek hou van beheer. As ek ietsie kan uitfigure, ek is so groot gemaak ook, onselfstandig en baie selfstandig. Ja, exactly. Ek verstaan. Doen dit en kry klaar, jy doen, ja. So in dit, in alles wat jy dit infiltreer in alles wat jy doen. En vir my, die kor van dit was vrees. Want as ek iets kan beheer, dan hoef ek nie bang te wees daarvoor nie. En dan het ek hierdie, dan het ek ook nie vir God nodig, want ek is in beheer. Ek het hierdie. So hierdie het jou gedruk na 'n plek waar jy totaal buite beheer is. Verseker, ek vat daai biopsies, dit was my rof gewees, saam met beheer, spesifiek vir my emosionele beheer gewees, want ek huil nie maklik nie, sakkerap gaan aan met die lewe. Ja. En ek dink met daai biopsies, dis in your face, daai dokters se rooi, hy's totaal en al by. Bloed en totaal en al, dit was my baie rof gewees. En ek onthou met daar was meer as een, die biopsies en van die scans ook, wat ek jy voel net so ontbloot en jy het geen beheer nie, jy lê daar soos daai slagskapie. Ja. En wat ek net kan oorgee. En ek het so gelê en huil, soos regtig ugly cry in daai dokter se gesig. Ek onthou met die een scan, toe moes hulle eers stop want ek huil so. Sy kan nie die scan klaar maak en hoe's daai verbeer. En in dit, na die tyd sê ek vir die Here, come on, ek kan nie weer so huil nie. Wat is hierdie? Ek huil soos 'n kind. En na die tyd kom sy ook vir my ma, hy wil my losmaak van dit, dis okay. Ek kan by hom huil, en as ek by hom huil, gaan hy vir my dit vervang met sy joy. Dis relevant, dit is so belangrik vir almal. Ja, is goed. So was jou ervaring dat die Here, ek gebruik nou die woord masker, of dalk 'n skans, 'n beter woord, maar dis relevant vir al mense in alle omstandighede. Daai goed staan tussen ons koneksie met die Here. Ja, dit is die goed wat ons geleer is van kindsbeen af, die goed wat selfbewustheid, ja. Weet, in my gesin, ons het klomp selfbewustes by ons, ek het 'n kollega nou eendag wat sê, weet jy, jy het 'n spasie om jou, ek sê so, nee, ek het 'n spasie om my, ek is people's people, en alles is, maar daar's soveel van daai goed wat in ons kultuur in is, wat eintlik jou weerhou om by daai gebroke plekke te kom waar die Here mee connect. So waar ek het ook, en ek weet dit, ek herken dit, ek is nie in denial nie, ek het 'n spasie om my. Jy het 'n spasie om my. En ek dink die Here het net daai goed kom afbreek, as jy totaal en al buite beheer is, en jy kan regtig net, want ons niks anders, jy kan net op hom vertrou, dis nou net hy, ek kan nie beheer hier vat, kyk, ek wou daai dokter op 'n stadium geklap het in my seer, dus dit belaglik gewees het, so, die Here vat totale beheer. Een ding wat uit ook gekom het, wat mooi is, lank na die tyd as ek vir mense bid, in terme van emosionele beheer, as ek vir mense bid, dan ervaar ek dit het die eerste keer gebeur en ek dink, hierdie is weird, wat gaan aan met my? Het ek hulle emosies ervaar, is amper soos 'n empatie, maar ek kan nie empatie hê vir hulle situasie nie, want ek was nog nie daar nie. En is asof as ek dit kan probeer verwoord, om regtig die Heilige Gees se emosie vir hierdie mense te voel, en uit dit uit amper te bid en hulle te bedien. Dit het 'n paar keer al gebeur, en ek besef, dis daai emosie wat hy in my kom losmaak, daai beheer van emosie, want dan kan hy my dieper gebruik, dit het gebeur. So ek is dankbaar vir dit. En dis ook insig, wat baie nie het nie. Jy weet, so met dit in gedagte, ek dink een van die goed wat ek baie hoor in hierdie tipe situasies is die deurslaggewende impak wat community, jou gemeenskap in hierdie proses het om mense te help ondersteun, en hy het altyd twee kante, jy weet, so die een kant is goed wat mense regtig uit die beste van hulle vermoë om te probeer verstaan sê, wat nie baie help nie. Ek dink baie keer hoor ek goed soos die Here te plan met alles. Jy weet, wat eintlik, ek verstaan hoekom iemand dit sê, maar die boodskap wat oorkom aan die ander kant is bad. Ja. Of, baie keer as ek hoor,
deur dit sy mooiste blommetjie in die tuin kom pluk by begrafnisse wat ek iets oorkom. Ja, Jy weet, so dis asof so. die Here die een is wat hierdie oor mense bring. Ja, dis So wat was daar in mense se beste pogings wat net nie gehelp het in hierdie situasie nie? Ja, ek dink jy so in daai begin, jy so in turmoil, jou kop gaan oral heen. En ek dink een ding wat iemand vir my gesê het is, die Heilige Gees maak baie beskerming baie goed, maar een ding wat hulle vir my gesê het, wat 'n persoon vir my gesê het, ek hoop regtig Here kom wys vir jou uit wat's fout in jou lewe. So ja, dit So was jy verdien ja, wat het jy verkeerd gedoen, laat jy hierdie gekry het? Ja. So dit was nie vir my lekker nie, maar ek moet ook vir jou sê, Ras, baie keer in daai tyd was ons betrokke saam met jou by 'n bediening waar mense hulle eggenote verloor het en baie van die herstap het mense se eggenote is oorlede aan kanker, ongelukkig. En ek dink in daai tyd wat ek daai diagnose gekry het en die hele journey gestap het, elke keer as iemand sê, ja, maar my man is oorlede aan, of my vrou het dit gehad, of iets, of elke keer as iemand iets kom vertel van iemand anders wat kanker het, is dit asof die Heilige Gees kom voor hulle praat, dan kom hy en dan sê hy vir my, dit is nie jou storie nie. Dis rarig wat hy elke keer kom doen het. En dan kan ek daai mense bedien en kyk en weet, ek vat nie hierdie hart toe nie, dis nie my storie nie. Ja. So soveel beskerming in dit, ook en is net wie hy is. Ek is so dankbaar vir dit. Weet jy, Charlotte, en watter deel van die community se, Yes. soos ek hoor jy praat Ek oor raak baie sidetrack. Ja, jy weet, woord wat mense gebruik het. Ja. En wat in community het jou gedra, gehelp dra in die proses? Jou gras is 'n ongelooflike community by Duet, waar mense so betrokke by is. Daar's baie om te sê. Ek het baie woord gekry by mense, soos ek net nou ook genoem het, ongelooflike woord wat jou gedraai het deur dit, en wat ek kan op teruggaan en kan sien, maar die Here het my hierdeur gedra. Hy het hierdie pyl uitgeruk en ek's ongedeend aan die kant uit. Hy het my oor hierdie gevat en hy het my in daai joy ingesit. Daar's baie ras. Ek aan die begin het ek so, dit het so op my hart gedruk, daai skrif wat sê, laat die ouderlinge moet bid vir jou, moet jou hande oplê en vir jou bid. En ek het met Dirk gesels daaroor en ek het gesê ek voel regtig ernstig daaroor. Hy en jy het gesels en julle het dit gemaak gebeur. Die ouderlinge het een oggend vroeg vir my gebid vir baie lank, hande opgelê, gebid, my bedien. En in dit, ek kan nie vir jou sê daai liefde, daai omgee, daai woord, vir al die woord, en het my verskriklik gedra, want is asof Here, dit was nuggets wat die Here gegee het. Wat hy vir jou gesê het, en jy hou vas aan dit. Ja. Jy gaan declare en jy gaan soek woord ook in die Bybel waar die Here vir jou sê en jy declare dit oor jou lewe, maar in daai tyd, dit voel vir jou baie keer jy kan nie die Here se stem hoor. Ja, alles net too much. Ja, dis net te veel. En die gemeenskap kom en bid vir jou. Ek het van die gemeenskap se mense wat my nog nooit tevore ge-WhatsApp het nie, elke oggend vir my gebede gestuur, woord gestuur. Dit is oneindig baie. Ek kan nie, mense bid vir jou, mense vou jou so toe, hulle cover jou net in daai gebed en jy voel dat jy weet dit. Ja, dis amazing. So ongelooflik baie van daai woord het bewaarheid. Alles van dit. Ja. Ekskuus, nie baie nie, alles het wat die Here gegee het hy bewaarheid, het waar geword. Ja. So om die Here se stem te hoor en om mense te hê wat die Here se stem hoor en oor jou bid, vir jou bid. Ja, want hulle draai jou aan daai tyd. Met jou deel. Ja, is so 'n belangrike deel van verskriklik. Ek kan nie dink hoe dit moet wees vir iemand wat alleen nie deur moet gaan nie. Nee, Ras, ek weet nie. Ek weet regtig nie. Jy het regtig, dit is die Here is alles en dan die community wat jou regtig optel in daai tyd. Ek dink man daai liedjie ook en nog geskryf, daai liedjie het ongelooflik baie vir my beteken van Brandon Lake, van Tear of the Roof en The Kings in the House, wat hulle regtig sê, She Chosen, kyk, hulle daai vriend so afsak, net na Jesus toe. Dis presies wat die gemeenskap kom doen het. Hulle het my gedra en hulle het my by hom gaan neersit. Ja, is so goed. Ja. Vandag is jy gesond. Ja, en jy het geen behandeling gehad en ek weet dit was een van die goed wat jy regtig die Here voor vertrou het. Ja, so kom jy gekies het vir die operasie ook. So en die Here het regtig gedink kom doen. Uit 'n wonderwerk kom doen. En so vir almal wat kyk na ons podcast vandag, voor ek vir Charlotte vra om vir elke persoon wat moontlik deur so 'n siekte of situasie gaan te bid, is die doel van hierdie podcast om te bevestig dat God vandag nog mense se lewens kom aanraak en hy doen dit op
soveel verskillende maniere. Maar in hierdie geval is dit 'n wonderwerk waar hy gedoen het, iemand kom genees het van 'n ongeneeslike siekte. En die rede hoekom ons hierdie tipe podcast maak, is om God die eer te gee, nommer 1, nommer 2, om te bevestig dat hy vandag nog werk, dat hy vandag nog intree, dat hy vandag nog getuienisse is van God wat doen wat mense nie kan doen nie. En derdens, en ek hoop dit bou jou geloof in wat se situasie jy ook al sit, terwyl ons hieroor praat, is om regtig jou geloof en vertroue na die Here toe te skuif en jouself te vind in 'n gemeenskap van mense wat jou genuine liefhet. Ja. En Charlotte, ek bedoel, jy is eerstens hierdeur en jy het dit beleef in jou lewe. Ek is opgewonde want ek het die Here vertrou hiervoor. Maar ek wil jou vra om vir elke persoon wat na ons podcast kyk vandag, wat ly aan kanker, te bid en soos die Here vir jou 'n wonderwerk om te doen het, die Here te vertrou om in te tree in daai mense se lewens. Verseker, ek doen dit graag. Dankie Papa Vorder dat ek sommer net elke persoon wat na hierdie podcast kyk wat aan kanker, met kanker gediagnoseer is, Vorder net regtig op die skoot kan kom neersit. Vorder in ons vertrou en ons weet U kan genees. Dankie dat U genees. Dankie dat ons kan kom vertrou vir elke persoon wat hierdie kyk, dat U hulle dors sal aanrok terwyl hulle dit kyk, Vorder. En dat hulle U geneesende hand oor hulle lewe sal ervaar. Ja, Heilige Gees, wees by hulle, beskerm hulle gedagtes. Ek bid vir community rondom hulle, wat hulle regtig net, hulle hande sal hoog hou, as hulle voel hulle kan nie meer neem. Ja, Papa Vorder, en geef hulle nuwe hoop en nuwe krag in hulle harte. En dankie dat U God van genesing is, en dat ons genesing kan uitroep oor elke persoon wat kanker het, wat hierna kyk. Amen. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het, en mag jy die wonderwerkende krag van die Here in vandag se tyd beleef. Be blessed.